Kom ons sluit goeie oë. Here Jesus, dankie vir die lekker dag. Here, dankie vir die boodskappe wat U vir ons in die Bybel sit. En Here, dankie dat ons meer van U kan leer ken. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Een ding wat ek die meeste geniet van die Bybel, is hoe die Bybel metafore of stories gebruik, om vir ons meer te leer oor 'n sekere onderwerp of konsep, wat bietjie moeilik is om te verstaan, help dit ons partykeer om te verstaan. Dinge wat groter is ons, kan ons dan verstaan soos die Christelike ryk. Net soos ons mensdom ingewikkelde konsepte of onderwerpe kan verduidelik aan kinders deur eenvoudige termes of stories te gebruik, kan ons God sodoende ook beter leer ken en verstaan deur metafore, stories of verhale. Die idee van lewende water word van gepraat in Johannes 4 vers 13 en 14. Jesus, en ek gaan hom vir ons lees, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat water drink, van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Hier lees ons dat die eienskappe van water ons kan help om eienskappe van ons Here te leer en te verstaan. En dit is ook hoekom die studie van die skepping ons meer van ons Skepper leer. Water is een van die mees uniekste stowwe wat ons kan kry. Sonder dit sal ons uitsterf. Ons liggame is 70% water. Kom ons kyk na 'n paar eienskappe van water en ons kan dan sien wat dit die vergelyking is met lewende water. Water het 'n aantrekkingskrag tot homself. Sy molekules ondersteun dus mekaar deur na mekaar toe getrek te word. Daar is 'n klein insek genaamd 'n waterloper wat bo op water kan loop as gevolg van die waterspanning op die oppervlakte. Die waterstofbindings tussen watermolekules help sodat bloed deur ons are kan beweeg. En dit water kan ook berge of rotse skeur deur in klein gaatjies in te kruip, in te syfer, en dan as dit vries, dan sit dit uit, en dan sodoende oor 'n paar jaar kan water 'n rots skeur. Water is deurdringend en kragtig. Net so kan lewende water in die diepste plekke in jou siel bereik. Jou sondes ontbloot en jou reinig. Daar is geen sonde wat die Here nie kan uitvind nie. Geen verborge plek wat hy nie kan aanraak of hernie nie. Net so is die lewende water kragtig en deurdringend. Psalm 139 vers 7 tot 10 sê vir ons, en ek gaan vir ons lees, waar sou ek heen gaan van U gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die gedaggeraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. Eienskap nommer 2. Water is 'n universele oplosser. Dit los meeste dinge op. Soutte, suiker, ander vloeistowwe, selfs gasse. Dit beteken, ons kan water gebruik om dinge te doen wat geen ander stof doen nie. Dit is wat ons aan die lewe hou, om chemikalieë te herwin, om plante te help hulle voedingsstowwe te verkry. Net so kan lewende water kan enige vorm van ons sonde oplos en wegvat, herwin. Enige aksie, emosie, gedagte, dit kan dit als oplos. Dit is universeel in sy vermoë om rein te maak.
1 Johannes 1 vers 7 sê vir ons, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Eienskap nommer 3. Water bestaan in al 3 toestande in die natuur. As gas in wolke, vloeistof in riviere, mere of die see, en in vaste stof in sneeu of ys. Dit is altyd teenwoordig. Dit is in die lug wat ons asem. Dit is in ons liggame, dit is die grootste deel van ons voedsel. Dit verduur groot hitte, ekstreme koue, en dit verval nooit nie. Net so sal die lewende water nooit verval of weggaan nie. Dit hou vol, dit duur voort. Jesus kan ons by enige punt in ons lewens ontmoet. Op enige oomblik, hy is altyd teenwoordig. Hy sal ons nooit verlaat nie. Ons asem in. Hebreërs 13 vers 5 sê vir ons, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Eienskap nommer 4. Water is nodig vir lewe. Dis hoekom gedroogde kos langer hou. As vars kos, bakterieë kan nie groei in droë toestande nie. Sien, lewende dinge het water nodig vir oorlewing. Lewende water is nodig vir vervulde lewe. Voel jy uitgedroog, besef jy dat ons geestelike lewens het lewende water nodig om te oorleef. Maar hoe kry ons die lewende water? Ons moet daagliks gesels met ons Here. En ons moet daagliks na ons Here toe kom en in sy woord wees en met hom gesels. Kom ons lees weer Johannes 4 vers 13 en 14. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Dus weet ons van letterlike water en sy metaforiese toepassings. Dit gee vir ons 'n pragtige blik op die eienskappe van God. Onthou om daagliks die lewende water te drink. Kom ons sluit gou die oë. Here Jesus, dankie vir 'n lekker dag. Here, dankie dat ons 'n Sabbat kan intree. Here, wil U asseblief ons seën met boodskappe van U troon. Here, ek vra dat U ons altyd naby sal wees en dat U binne ons sal wees en soos lewende water deur ons hare loop. Dit bid ons als in Jesus Christus se naam alleen.